Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Psalm 106 vers 7, Ons vaders in Egipte het nie ag gegee op u wonders. Hulle het nie gedink aan die menigte van die goedentierhede nie, maar was wederstrewig by die see, by die Skelfsee. Die psalmdigter sê hier, dat die Israeliete gou God se goeie dade teenoor hulle vergeet het. En in 'n mate is die verhaal van die Israeliete baie soos ons eie verhaal. God seën ons en dan vergeet ons hom. Nie heeltemal nie, net totdat ons in die volgende moeilikheid beland. Dan roep ons weer om sy hulp en hy tree namens ons in. En dikwels herhaal ons net die patroon. Ons hou God net eenkant in 'n boksie en roep hom weer aan, wanneer ons onsself skielik weer in die moeilikheid bevind. Die Israeliete was geen uitsondering nie. Vers 10 en 13 sê, en hy het hulle verlos uit die hand van die hater, en hulle bevry uit die hand van die vyand, en die waters het hulle teestanders oordek, nie een van hulle het oorgebly nie. Toe het hulle aan sy woorde geglo, hulle het sy lof gesing, maar hulle het gou sy werke vergeet, op sy raadsbesluit nie gewag nie. Dit is nie dat ons stadige leerders is nie. Ons vergeet net vinnig. Moet nooit God se goedheid vergeet wanneer dinge goed gaan nie. Want alles wat jy het, kom uiteindelik van hom af. Om dit te onthou, hou jou nederig en herinner jou ook daaraan dat die seëninge in jou lewe nie net dinge is wat jy bereik het nie, maar dat dit 'n geskenk is uit God se hand. Moet nooit God vergeet wanneer jy dit gekry het waarvoor jy gebid het nie. Dit is maklik om hom die middelpunt te maak wanneer jy tekortskiet. Maar die ware toets is om hom te onthou wanneer jou gebed 'n werklikheid word. Wanneer die deur uiteindelik oopgaan. Wanneer die bankrekening groei. Wanneer die verhouding uitwerk. Wanneer die geleentheid aanbreek. Bly dankbaar. Bly gegrond. Bly naby aan die een wat dit laat gebeur het. Want seëninge is goed, maar die een wat seën, moet jou alles wees. Here, dankie dat u getrou is in alles wat u doen. Help my om u nie te vergeet wanneer die lewe besig raak of dinge goed gaan nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.